vraagtekens aan. Kom ons wees maar vandag met mekaar eerlik en ons sit nie soos holy molies vanmôre in hierdie kerk en dink ons is nou alles, ons het gearriveer, nie. Wil jy vir my sê, jy dien die Here met dieselfde opgewondenheid as wat jy hom gedien het die eerste keer toe jy jou hart vir hom gegee het? Want lewe gebeur. Situasies gebeur. En vanmôre wil ek met jou kom praat oor die feit dat ek en jy kan tog nie terugkyk nie, want ons is reeds daar. Ons kan nie terugkyk na 'n tyd toe ons nie die Here geken het nie, want ons is hier, en hierdie is genoeg, want hierdie woord kom sê vir my, kom verklaar vir my, dat alles wat hier binne staan, is my deel, en sal deel hê aan my, as ek en jy hierin. Sê gou weer dat jou hart dit ook hoor. Ek sê oor jy op pad, jy moet net vashou. Partykeer sien ons in ons omgewing en waar ons onsself bevind, dat dit nie mooi inpas by ons roeping nie. En ek kom vanmôre vir jou dit kom sê, dat ons almal wassel daar in ons lewens. Maar ek wil vandag vir jou sê, hoef maak nie saak of jy in die dal is, en of jy in die berg is, en of jy in die donker is, en of jy in die lig is nie, die duisternis kan nie jou toekoms bepaal nie, die lig doen. Die duisternis kan nie jou toekoms bepaal nie, die lig doen. Nou sien, as ek met julle praat hulle nou saam, julle sien hoe. Partykeer vind ons onsself in valleie, partykeer vind ons onsself bo op die berg, en ons sien die vallei. En ek gaan vanoggend met jou praat oor Josef, maar ek gaan nie vanoggend met jou praat oor toe sy broers hom verkoop het nie, want ons fokus altyd daarop, né? En ons skiep partykeer die belangrikste dele van wat in sy lewe gebeur het. En ek gaan ook vanmôre met jou iets kom share oor die feit wat in sy lewe gebeur het, en ek gaan jou regtig nie vanmôre lank hou nie, want ek kan nie te veel vir jou sê oor jou duisternis nie, want anders raak jy gemaklik in dit. Jy het hom nie gevang nie, ek het hard gegooi. As ek en jy te veel preek, en te veel praat, en te veel bid oor ons duisternis, raak ons gemaklik in ons duisternis. Ons veronderstel om lewe te spreek, en lewe te bid, en lig te bid, want dan raak ek nie gewoond aan my duisternis nie. Maar partykeer vind ons onsself so, ons is nou maar in hierdie seisoen. Nee? Kan ek vanmôre iets met jou deel? Ek is nou al so 'n bietjie onder 'n geestelike aanvalletjie vir 4 weke, 5 weke, wat die vyand my probeer potjie in my geestelike lewe. Kan ek nou maar eerlik met jou wees? Pastoor het ook sonde, prys die Here. Vra my vrou, ek het baie foute. Moenie vir hulle vertel nie. Al vir 5 weke is ek regtig in 'n geestelike stryd met die Here. En ek is met die stryd met die vyand, maar ek fokus nie op my stryd nie. Ek het 'n manier wat ek kom in tweede rad sit, in low range vorentoe. Een spoed. As jy al 'n trekker, 'n Ford 4000 gery het, en jy sit hom in tweede rad, 'n low range, hy het een spoed. Dis 11 km/h. Hy gaan vorentoe, dit vat net lank. As ons die kerk se trekker moet gaan haal om hierdie stuk te sny, is dit 'n entjie, dit vat my 2 ure. Dan ry ek om in vierde rad volspoed, en dis 28 km/h. En dan ry ek, en die mense toet vir my, en hulle waai vir my, want hulle herken my op die trekker. Maar ek kan niks doen aan waar ek myself bevind nie, maar ek hou aan vorentoe gaan. Ek wil vandag vir julle die volgende kom sê, as jy stagneer, gaan jy dood. Ons groei, of ons gaan dood. En Josef bevind homself op hierdie plek, wat hy nou uit die put uit verkoop is, en hy's nou in die tronk, en hy lê drome uit vir die tronkbewaarders, en hulle weet daarvan, en hulle weet van Josef, en hy lê 'n droom uit vir een van hierdie tronkbewaarders. Hy word toe nou opgevat meer paleis toe, hy word verhoog, maar Josef vra vir hom, moet asseblief nie van my vergeet nie. Josef bevind homself in hierdie tronk, en hy sê vir homself, maar hier weet ek gaan nie bly nie, want die roeping van die Here is groter op my lewe. Jy sien, baie keer preek ek en jy oor Josef in die put, en dan word Josef die tweede belangrikste ou in Egipte, onthou julle dit? Maar ons vergeet baie keer van die lewe wat gebeur het tussen dit alles. Ons vergeet baie keer van waardeur hy moes gaan, en Josef bevind homself in die tronk, en wat doen hy in die tronk?
nog steeds sy roeping? Wie van julle voel in 'n tronk by die werk? Moenie jou hand opsteek net as dit iemand wat jy ken. Albertus, hy soos, Jep, ek is in 'n tronk by die werk. Albertus, ek love it. Ag, dankie Here dat ons al glo soos kinders. Dankie dat jy eerlik is, Albertus. Ons voel baie keer in 'n tronk waar ons onsself bevind as gevolg van ons omstandighede, as gevolg van besluite, as gevolg van dinge wat gebeur het. Weg is my stem. Ai. Here, ek probeer iets ernstig sê, man. Kom nou, jy moet werk. Ons bevind onsself baie keer in 'n situasie en ons kan niks aan dit doen nie. Josef kan niks doen aan die situasie waar homself bevind het nie. Mense het hom daar gesit. Hy's afhanklik van mense. Hy's afhanklik van mense om gehoorsaam te wees. Hy het mense vertrou. Het jy dit gelees in jou Bybel? Hy het mense vertrou. Hy het vir die betronkbewaarder gesê, "Jesus ou, ek het vir jou hierdie droom uitgelê. Ek het vir jou gesê wat gaan gebeur in jou lewe. Ek was vir jou goed. Onthou my net." En wat gebeur toe dit met hom goed gaan? Toe vergeet hy van wie saam met hom was in die tronk. Klink dit nie vir julle so 'n bietjie menslik nie? Nee? Dalk sit nou vanmôre too close to home. Genesis 39:21 sê, maar die Here was by Josef in die tronk en het hom sy troue liefde bewys en die Here het Josef 'n gunsteling by die tronkbewaarder gemaak. So ewe skielik word Josef 'n favourite. Die tronkbewaarder word verhoog en Josef vra vir hom, dink aan my, en hier gaan die tronkbewaarder en vir 2 jaar vergeet hy van Josef. Vir 2 jaar is Josef nog steeds in die tronk. Ek weet nie wat het in daai 2 jaar gebeur nie. Ek weet nie wat was die plan nie. Maar Josef bevind homself want hy het op mense vertrou met sy gawe. Josef het op mense vertrou met sy gawe. Sjoe. Hoeveel van ons vertrou op mense met ons gawe? En ons dink dat dit gaan ons iewers bring en hulle gaan ons elevate, hulle gaan ons onthou toe ek vir hulle woord gegee het. Ek het vir hulle gebid, want ek wil vanmôre vir jou sê, dit wat jy by die Here gekry het, kan jy nie mors op die mens en verwag dat daar gaan jou beloning wees nie. My en jou beloning lê in die feit dat God is nog nie klaar nie. Hy sal doen wat hy moet doen met jou gawe. Moet dit nie mors en verwag dat my en jou erkenning kom van die mens af nie. My en jou erkenning kom van God af. Ek kan vanmôre vir jou sê, was hoeveel mense wat ek al in my lewe voor woord gegee het. Soveel mense waarvoor ek al in my lewe gebid het. Soveel mense wat hier vanmôre sit wat vir mense gebid het en toe dit met hulle goed gaan en hulle jou nie meer nodig het nie, toe vergeet hulle van jou. Okay, nie hierdie kerk nie, okay, ander mense, sorry. Jammer, julle. Ek weet van mense wat hoog en laag in die kerk beloof het, pastoor, as hierdie net gebeur, bid saam met my, vertrou saam met my, as hierdie gebeur, pastoor, dan sê ek vir jou vandag, hulle het nie eens meer my nommer nie. Jy sien, want Josef gebruik sy gawe, omdat God hom nog steeds geroep het om dit te doen. Maar hy het nie sy beloning van die mens af terug verwag nie. Hy het nie. Hy het aanhou doen wat hy moet doen. En toe daar eendag weer 'n droom is, wat Farao het, wat gebeur? Daar die man van 2 jaar terug, onthou, wag 'n bietjie, daar was so 'n ander dude wat eendag vir my gesê het wat ek gedroom het. Nee? En wat doen hy? Stap in die tronk in. Josef, my ou maat, lanklaas. Nee? Nie waar nie. Sy bedoeling was glad nie om Josef se vriend te wees. Sy bedoeling was om brownie points te kry by die koning, want hy het 'n ou wat hom kan help met sy drome. Nee? Wat doen die Here? En hier, man, ek like hierdie. Wat doen die Here? Jy sien? Ag, die beloning is so groot. Wat doen die Here?
Want ek weet ek praat vanmôre met van julle harte, ek weet dit. Want ek weet van julle sit hier en jy voel daarna gekom. Maar ek wil vanmôre vir jou dit kom sê, maak saak waar jy jouself bevind nie. Jy moet kop af en doen dit wat die Here sê, totdat, hoor gou vir my, dit is so kliseë, jy gaan bly waar jy is, totdat jy doen wat die Here sê. Josef sal in die tronk vasgekeer gebly het, as hy nie aanhou sy roeping uitgeleef het nie. Ek en jy vergeet baie keer van ons roeping, maar ons bid vir die Here, asseblief Here, verlos my hiervan, verlos my hiervan, verlos my hiervan. Wat is jy gestuur om te doen daar waar jy is? Jy moet dit eers klaarmaak. Jy moet dit eers aanhou leef. Josef word toe nou gestuur na die paleis toe. En hy gaan sê vir Farao, dis wat jou droom beteken het. Nee, want ek lees jy dit ook so. En wat gebeur? Jy sien, die wind het nie Josef se rigting bepaal nie. Die wind wat gewaai het met die bedoelings van die mens, het nie Josef se rigting bepaal nie. God het. Want toe hy dit gestuur het, het dit bepaal. Hoekom? Want hier bevind hy homself, al gaan sê hy vir hom wat dit is. Wat gebeur toe? Hierdie man wat Josef gebring het, is toe nou nie meer so belangrik nie. Josef word toe belangrik. Josef word toe die een, as gevolg van hom word Egipte geseën, want Josef se teenwoordigheid is daar. Ek wil vandag vir jou sê, as jy bid vir jou werk, as jy bid vir jou huwelik, as jy bid vir jou omstandighede, as jy bid vir jou kinders, wil ek vandag vir die volgende kom sê, God sal dit seën as jy in jou roeping beweeg, dan sal hy dit wat duisternis is, dit wat sleg is, sal God seën omdat jy daar is en jou roeping uitleef. God kan nie jou plek seën en jou omstandighede seën en waar jy jouself bevind as jy nie in jou roeping leef en jou roeping doen nie. Ja, maar lyk nou soos 'n kind wat lekker TV kyk en dan sê sy ma vir hom, gaan was die skadegoed. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor wat ek vir jou sê. En hierdie woord kan jou lewe verander. Hierdie woord kan jou uitkyk oor jou situasie en dit waar jy jouself bevind verander. Want vanmôre wil ek vir jou kom sê, toe die Here hierdie vir my oopbreek, toe onthou ek waar ek ook al was in my lewe. In die kerkwêreld, want ek weet nie, kyk julle dink ons om vir die kerk te werk is amazing. Ons werk met mense. Weet jy wat is mense? As ek daai watermasjien daar voor oopmaak, en ek weet daar's 'n foutjie en ek soek die swart draad, want die swart draad is waar die foutjie is, dan kry ek die swart draad en ek fiks hom. As jy met mense werk en jy sê, waar is die swart draad? Lyk my hierdie net nie 'n swart draad nie. Dit is 'n grappietjie man, ons is lief vir julle. Die kerk kom ook onder aanval. Weet jy hoekom? Want ons doen dit wat die Here van ons verwag. Ek praat in die week met 'n pastoor. En hy sê vir my, hy weet nie wat gaan hulle doen nie, want die olifant het te groot geword en hulle het te klein happies begin vat. Ek sê vir hom, ja. Hy sê, weet jy wat gaan hulle doen nie? Ek sê vir hom, doen julle wat die Here sê? Hy sê, ja, ons preek elke Sondag. Ek sê, nee, preek elke Sondag is nie om te doen wat die Here sê nie, dis maklik. Om te doen wat die Here sê is moeilik. Want dan moet ek goed sê, in hierdie woord, en vir mense goed sê, wat hulle nie noodwendig gaan van hou nie. Want die waarheid hou ons nie van nie. Ek kom terug na my preek toe, want ek wil nou weer helemaal links gaan. Jim Rohn sê die volgende, hy sê, it is the set of the sail, not the direction of the wind, that determines which way we will go. Nou, ek kan nie met julle praat oor 'n seilboot nie, want ek weet nie hoe dit werk nie. Ek weet ek klim in, en ek gaan waartoe hulle sê ons gaan. Nee? Baie mense maak die fout om te sê, nee, ons gaan maar waar die wind ons heen vat. Ek en my vrou die voorreg gehad om 'n lugballon te gaan ry. En ons klim op, en die ou sê vir my, Jesus, ek hou al lank aan hierdie Revelation vas, my vrou. Kyk, het was so mooi, en jy was nou daar met die son opkom, so dit was nou baie cute, maar het was baie koud, julle. Nou klim ons in daai ding in, maar hy het seker goed wat so blaas, seker vlam, maar dan staan jy so, lyk of jy aan bid, jy wil net warm word. Dan styg ons nou op. Nou vra ek vir die ou, nou waartoe gaan ons? Hy sê nie, ons weet nie.
Ek sê, wag, wat? Hy sê, daar waar die wind ons heen vat. Ek sê, wat? Hy sê, nee, hoe kan ek julle gou verduidelik hoe werk hierdie proses? Jy klim in hierdie mandjie in, saam met vreemde mense. Nou gat ons op. Nou gat ons op. Is baie cool, is baie nice. Jy gaan so op, maar jy begin nie so nie, jy gaan so skyn, saam die wind. Nou gaan ons, dan sê ek vir hom nou wat nou? Hy sê, nee, dis eenvoudig. As die 30 minute waarvoor jy betaal het klaar is, dan begin ons land. Ek sê, nee, maar dis cool. Nou gaan ons gaan op en is mooi en is nice en ons neem foto's en die aarde word klein en al die dinge. En die volgende oomblik sê hy, right, nou gaan ons begin sak. Dan sit hy daai ding af en maak hy ding so, Dan begin hy mandjie so skuif en dan sê hy so, nee, ek het hierdie, het gaan okay wees. Nou besef ek, hierdie ding het nie wiele nie. Hy het niks wat gaan mooi stadig, verstaan. Ek sien 'n klomp goed in my kop. Ek jokkie vir julle, hier begin ons land en ons is so 'n stukkie van die grond af. Ewe skielik, gat hy weer op. Ek sê vir hom nou, hy sê nee, ons kan nie by hierdie land inkom nie. So wat bedoel hy? Hy sê nee, die mense wat onder is, hulle ry met 'n Fortuner, dan kyk hulle waar ons is. Dan ry hulle nou. Ek beloof, dis hoe dit werk. Dan ry hulle nou, toe dat weet hulle kan nie by die hek inkom. Daar waar ons nou land nie, ons moet nog op. Toe kry ons nou nog 'n paar 15 minute for free. Want ons kan nie daar land nie. Hier gat ons weer op. Hier gat ons sien ons weer die aarde, hier begin ons weer sak. Ons land in 'n wildvreemde ou se veld. Daar staan hulle met champagne. Welkom. Dan neem hulle 'n fotootjie en jy kry 'n sertifikaat, jy het dit survive. Nou wat gebeur is, as jy nou inklim en jy moet nou, hulle begin nou land, dan sê hy vir jou, right, brace. Nou brace beteken, druk jou kneeknoppe teen die voorkant en druk jou rug teen die ander kant en jy's in so square en so sit jy om te land. Maar ek is mos te nuuskierig, ek check uit. Nou sê hy vir almal, okay, brace, nou moet ons sak. Maar die Zane se pluggie, sy's diep in. Sy worry nie oor hoe land hierdie mandjie nie. Ek wil sien hoe land die ou die. Nou land die mandjie, dan begin die mandjie so sak en kom jy ons aan trek en hom nou plan, dan sit jy nou weer regop. Baie interessant. En vir my ewe skielik kom hierdie ding in my hart op. Om die Here te volg is nie dit nie. Ons styg nie op en gaan maar waar die wind waai nie. Hallo. Ons styg nie op en land maar daar waar ons voel dis nou reg nie. En dan sal die Here ons nou maar daar kry nie. Die God wat ek en jy dien sê in Hebreërs 12 vers 1, hy sê daarom terwyl ons so omring is deur 'n wolk van getuies. Nou wil ek daar stop, want ons begin altyd met dit mooi en ons dink altyd dis nice. Terwyl ons omring is, ons is in hierdie mandjie, saam al hierdie mense, en hulle volg ons om te kyk waar gaan ons land. Terwyl ons omring is deur hierdie wat bepaal word deur die wind, terwyl ek en jy omring is deur die feit dat daar 'n paar getuienisse is, terwyl ek en jy omring is deur ook mense wat se getuienisse nie vir die Here is nie, wat getuienisse is van teëspoed, van teleurstelling, van negativiteit, maar hy sê terwyl ons in hierdie wolk van getuies is, wat sê hy? Ekskuus. Laat ons ook elke las af lê en die sonde wat die wedloop loop en die sonde wat ons so maklik omring en met die volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op op die wind. Op die ou wat op wie? Nou wil ek vanmôre vir jou vra, hoekom doen ons dit dan nie? Hoekom is ons oë gefestig op die mens, op die omstandighede, op dit wat ek myself by bevind, op die feit dat ek werk saam met 'n paar mense wat se name ek nie van die kansel af kan sê nie. Jy geweet ons party mense wat wil sien hoe jy val. Want die vyand wil dit ook hê. Ek en jy, terwyl ons omring is deur hierdie wolk van getuies, jy is vanmôre omring deur 'n wolk van die regte getuies. Here, ek draai so hard. Terwyl ons omring is deur 'n wolk van getuies, sê die woord. Laat ons elke onnodige las afgooi en die sonde wat ons so maklik en slim verstrik,
Laat ons dan met volharding die wedloop voltooi wat voor ons lê en hoor, laat ons oë rig op Jesus, die leidsman en die volëinder van my geloof. Hy wat die rigting bepaal, hallo, die leidsman en die volëinder van dit wat ek kan glo, beteken hy wat die rigting bepaal, solank ek in my roeping lewe. Ons het al baie verloor, maar hierdie het nie verander nie. Hy sê, hy het terwille van die vreugde wat hom voorgehou het, die kruis verdra, die skande verontagsaam en aan die regterhand van die troon van God gaan sit, om vir my en jou in te tree, terwyl ek en jy dit mis. Ek sluit af vir die eerste keer. Ons 3 afsluite vir die gaste. Hierdie woord sê dit vir my, dat waar ek myself bevind, en dit wat ek sien, en ek kyk na die ekonomie, en ek kyk na die werk, en ek kyk na die goed. Ek het nou daar gehoor van 'n gemeente wat 6 mense moes retrench, 'n groot gemeente. As die kerk mense moet retrench, dis my vraag, en hoor my hart, dis 'n gevaarlike vraag. Doen jy wat die Here sê? Of het die program, en dit hoe dit lyk, en dit wat ons bring vir jou belangriker geraak, want jy sien die oomblik, hierdie is gevaarlik, maar ek sal dit nou maar sê, okay Here, jy het gesê ek moet, die oomblik wat ek belangstel in hoe jy voel, en oor hoe jy wil hoor, wat ek moet preek, is die oomblik wat ek vandag vir jou sê, ek nie doen wat die Here vir my sê in my tronk nie. Dan is ek nie besig om my roeping te volg nie, dan gaan ek nie kom waar ek moet kom nie. So as jy wil hoor wat jy wil hoor, moet jy aan die kerk soek, want hier gaan dit nie gebeur nie. Jy sien, want hier moet ons doen wat die woord van die Here sê. Terwyl die mense ons sal teleurstel, terwyl die mense ons sal seermaak, terwyl die mense ons sal kruisig baie keer, moet ek in my tronk bly en doen wat ek sê, want ek wil vandag vir jou sê, jy sit ook nie in 'n fisiese tronk vandag nie, maar ek en jy is in die tronk van hierdie wêreld. En al hoe ek en jy die tronk oorwin en uit die tronk uitkom is wanneer ek en jy in ons roeping beweeg. Want jy sien, wanneer ek in jou roeping beweeg en die mense ons teleurstel en die mense ons seermaak en die sisteme by ons steel en die kerk ons seermaak en al hierdie mense wat my en jou gebruik het ons seermaak, maar ons fokus nie op ons roeping nie, wil ek vandag vir jou sê, gaan jy langer as die 2 jaar wat Josef in die tronk gebly het bly. Maar die uiteinde was, hy het uitgekom. Hoekom? Want sy roeping het hom ver vorentoe gevat as sy talente. Hoor wat sy Spreuke 4. Hy sê, laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Dis nie op die bord nie, ekskuus. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie links of regs af nie. Hou jou voete ver van die boosheid. Wat kom sê hy? Vers 25. Spreuke 4 vers 25. Sê, as ek en jy vasgegrond is op ons roeping, en ons kyk nie links nie, en ons kyk nie regs nie, en die mense gaan ons seermaak, ek wil vandag vir jou sê, jy is nie gevrywaar van dit nie. Fokus op dit wat die Here jou voor geroep het, dat jy jou roeping kan leef, want dan gaan jy nie bly waar jy is nie. Sluit af. Selfde God waarvan ons hierin lees, in hierdie woord. Dieselfde God wat die roeping van elke man in hierdie woord en elke vrou in hierdie woord tot die einde toe deurgedraai het, wil ek vandag vir jou sê, dieselfde God wat vandag nog hier is. Psalm 139 vers 5 sê, U gaan voor my uit en volg my, U plaas die hand van seën op my hoof. So Vader, vanmôre bid ek, Here gaan voor ons uit. Vader, mag ons dit nie mis nie. Here, mag ons nie omkyk en vaskyk in dit waar ons onsself bevind nie, maar mag ons doen dit wat U woord sê, mag ons roeping voltooi, mag ons U najaag met dit wat U ons vertrou het met waar ons nou is, want die oomblik, Here, wat ons aanvaar, dit wat ons nou is en waar ons nou is die oomblik wat U met ons kan werk. Ek kom bid, Here, dat ons sal rebelleer teen dit waar ons onsself bevind nie, maar ons sal vooruit gaan en sal doen dit wat die Here sê. Mag ons roeping doen, want ons roeping, Vader, sal ons deur dit vat.
deur die vervolging, deur die te nakoming. Maar Here, aan die ou einde, terwyl ons Vader, hierdie stryd veg met ons oë gefokus op Jesus, Here, is die beloning altyd aan die einde. Dit wat U beplan het. Ek eer U daarvoor in Jesus naam.